Dan na die woord van die Here toe en ons lees vanaand vanuit die Nuwe Testament en ons lees vanuit Galasiërs 1. Galasiërs 1 vanaf vers 6 gaan ons saam lees. Die opskrif, onstandvastigheid van die Galasiërs, Paulus verdedig die goddelike gesag van sy apostelskap en van sy leer. Ons lees dan saam, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vir alle ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidenes sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabia vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens, 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Cilicië, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Ons lees dan net so ver vanaand vanuit die woord van die Here. Die manne vir wie dit moontlik is, jy kan saam met my staan, en dan bid ons net so saam as gemeente. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons weer eens, 'n tweede maal vandag hier in U kerk kan wees, by U kerk kan wees, by die kinders van die Here, saam verenig onder die naam van Jesus Christus. Here, terwyl ons so lees van hoe U Paulus se lewe verander het, Here, kan elkeen van ons getuig, dat U ons lewens onherroepelik verander het, Here, en dat ons nie vanaand hier sou wees, as dit nie vir U was nie. En dank ons U, Here, dat U vir ons 'n nuwe lewe gegee het, dat U vir ons die vrug gegee het van die Gees, dat U vir ons goeie werke gegee het, waarin ons kan wandel. En so bid ons dan, Here, dat ons ook soos Paulus geroep het om die evangelie uit te dra, dat ons die evangelie sal uitdra, deur die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. En bid ons, Here, dat U in hierdie jaar wat voorlê, hierdie
waarheid by ons sal vasmaak, Here, maar dat U dit ook 'n lewenswyse sal maak, dat daar waar ons beweeg, dat ons 'n effek het op mense se lewens, dit wat hulle sien, dit wat hulle hoor, dit wat hulle ervaar, dat hulle sal sien, Here, ons tree werklik op as gesande van U. En dank ons U daarvoor, Here. Ook soos ons Woensdag aand gepraat het, dat ons sal wandel, Here, in die lig. En ons dank U dat ons U hulp daarmee ervaar en dat U met ons is. Ons bid ook so, Here, wat ons vanoggend na U toe gebring het, die vissermanne van ons dorp, ook van ons gemeente. Ons dank U van die getuienis wat ons hoor, Here, dat daar reeds visserskuite uitgegaan het en vol teruggekom het. En so bid ons, Here, dat U die eer daarvoor sal kry, dat dit nie 'n mens of die see of hoe ook al sal wees nie, maar dat hulle weet, Here, U is die een, die gewer van goeie gawes. En dank ons U dat U ook so met hulle was. Ons bid ook vir hulle veiligheid, Here, as ons hoor van dinge wat gebeur, dat U met hierdie mense sal wees. Ons bid ook so vir ons verootmoedigingsreeks, Here, wat ook volgende week begin, dat U daarin opnuut erns met ons sal maak, Here, dat ons opnuut nader aan U sal beweeg en dat ons U woord, U stem sal hoor en dat U vir elke dag 'n boodskap sal gee, iets wat ons in ons lewens kan toepas, om net meer en meer te leef soos wat U van ons verwag. En ons begin nou al reeds, Here, net om te sê, ons is onder U, ons gee oor aan U en ons doen wat U van ons verwag. En dank ons U dat ons ook aan die begin van die jaar met so 'n reeks kan begin. Ook so vir die kerkraadsvergadering wat vandag verby is, sê ons vir U dankie dat U daarmee was en ook met die leiding van die gemeente en dit wat voor lê, Here, dat U ook daarin sal help, dat U vir ons die wysheid, die insig sal gee om die gemeente te bestuur en vooruit te neem soos wat U van ons verwag. En dank ons U ook, Here, vir die groei van die gemeente. Ons dank U vir die mense wat hier inkom, wat deel word, wat se gesigte ons meer en meer sien. En ons hou dan ook so aan bid dat U die gemeente sal laat groei. En ons dank U, Here, want dit is net U wat dit kan doen. As ons dink aan daai vers in Handelinge wat sê, U het by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dis 'n werk deur U hande. En dank ons U daarvoor. Here, ons bid dan so vir vanaand se boodskap, maak dit ook vas in ons harte, gee vir ons duidelikheid daaroor en help ons met die pad vorentoe. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Baie dankie. Ons begin dan met ons teks van oordenking. My masjienkie af hierso vanaand. Galasiërs 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. En praat ons vanaand oor die gedagte, ken die waarheid. Ken die waarheid. Nou ek gaan vanaand begin met 'n storie wat ek so rukkie terug gehoor het. En die storie moes ek nou eers vandag gou weer gaan kyk of dit so is, en toe lees ek, dit is daarom so, maar dis mense wat gesê het, in die FSA kry mense wat spesifiek met valse note werk. Hulle praat ons van counterfeit money. Nou daar's verskillende groepe wat hiermee betrokke is, soos die USA Treasury agente, die banktellers en dan die Secret Service ondersoekbeamptes. Nou hierdie 3 groepe mense, hulle begin deur vir hulle te wys, hoe lyk die regte note, die ware Jakob. Hulle leer hulle, hoe voel dit, hoe lyk dit, hoe lyk die sekuriteitsmerke, en hulle laat hulle die regte ding bestudeer. Dan, wanneer hulle met valse note in aanraking kom, wanneer hulle dit voel of dit sien, dan weet hulle dadelik, dis nie 'n regte een nie, omdat hulle die regte een so goed ken. So dit was nou vir my 'n interessante storie gewees, en nou kan ek dit vanaand deel. Want dit is tog wat 'n mens met die waarheid moet doen. Die waarheid in die geval van dit wat ons gelees het vanaand, wat Paulus skryf is, die evangelie, die belangrikste, die kragtigste boodskap, wat nog ooit met die mens gedeel is, die boodskap van die Here Jesus Christus. En wat ons dan kan opsom in 1 vers, en dis Matteus 18 vers 11, want die Seun van die mens het gekom en te red wat verlore is. Net so interessant, die vers is nie in die nuwe vertaling nie, hy is net in die ou vertaling. Matteus 18 vers 11. So dit is die waarheid, dit is die ware evangelie, dat Christus gekom het en moes sterf om mense te red, en alles in die Nuwe Testament bou daarop.
Die werk wat die Here Jesus gedoen het, en die lewe wat 'n mens ontvang, volg alles op daardie kruiswerk wat die Here Jesus gedoen het. Die ware evangelie is die werk wat Jesus gedoen het, die nuwe lewe wat hy skenk. En dit moet ons ken, dit moet ons bestudeer. En daarom die tema, ken die waarheid, oor hierdie gedeelte. Want nou kom Paulus en hy praat met die gemeente, hy praat met die Galasiërs. Hy sê vir hulle raak afvallig na 'n ander evangelie toe. Die opskrif wat ons gelees het is die onstandvastigheid van die Galasiërs. En hy sê hulle is besig met 'n onwaar evangelie. Ek het nie gedink ek gaan met Luka kompeteer vanaand nie, snaaks genoeg, maar daai stemmetjie raak nogal hard. So, hy sê vir hulle is nou besig met 'n onwaar evangelie, en nou wil ek dit vergelyk met daai note. Dis soos 'n onwaar noot, daai counterfeit geld waarmee hulle besig is. En hy sê, maar julle moet dit weet, julle moet die waarheid ken. Die ware evangelie van die Here Jesus Christus, die boodskap en die nuwe lewe wat hy gee. Hoekom wil julle verander na 'n ander evangelie toe, beroep op hierdie ander verdraaide lering oor die boodskap van die Here Jesus? Want daar was baie valse leraars in daardie tyd, en ek seker as 'n mens nou na die FSA toe gaan, is daar baie valse note wat seker in die omtrek is, maar hulle weet daarvan. En so was daar in daardie tyd baie valse leraars. Ek onthou ons het so ruk terug, het ons gepraat oor die gnostieke, wat gesê die mense gees in sy liggaam is apart, so die liggaam kan maar sondig, solank die gees reg is. En dit was maar een van die baie valse leringe wat in daardie tyd was. 'n ander een was die Jode wat gesê het, dis goed dat julle Christus het, maar julle moet al die Joodse wette nakom. Die Joodse Sabbat en die besnydenis en die offers en al hierdie goed moes hulle nog steeds nakom, saam met Christus. Terwyl ons weet, Openbaring 22 sê, 'n mens mag niks byvoeg of niks wegvat vanuit die evangelie nie. So hulle verdraai die woord. En dan het ek al gehoor mense sê, die grootste leuen is altyd die naaste aan die waarheid. Nou dink weer aan daai valse note, hoe naby hulle aan die regte ding lyk, maar tog dit nie is nie. So die vraag wat hulle sekerlik moes vra is, hoe kon hierdie gemeente die valse, die ander evangelies uitken, wanneer dit na hulle kant toe kom, want dit het na hulle kant toe gekom, soos ek sê, daar was baie valse leraars. Hoe moes hulle weet, dit is ander evangelies? Nou kom skryf Paulus vir hulle, en hy sê nie vir hulle, maar hierdie ander evangelies lyk so en so en so nie, hy sê vir hulle, die ware evangelie lyk so. Ken die waarheid, ken die ware evangelie, dan sal 'n mens die ander evangelies, die valse evangelies, kan uitken. So hy leer hulle soos daai mense in die FSA geleer word. Ken eers die waarheid, dan kan 'n mens weet wat vals is. Nou as ons sê, in daai tyd was daar baie valse evangelies en baie dwaalleraars, dan dink ek kan ons dit seker vandag met 100 maal, met almal wat 'n opinie het en 'n gedagte het en dit graag deel op sosiale media. Daar is baie ander evangelies, waar mense die evangelie wil verdraai, waar mense die evangelie heeltemal wil verander, goed byvoeg, goed uithaal, en ek dink een van die bekendstes in ons tyd, is die feit dat daar nie 'n hel is nie. Ek weet, dis waar baie van die valse evangelies begin het. Selfs die Jehova getuies het begin met die eenvoudige feit van een persoon, ek dink sy van was Byker, wat gesê het, maar hy is bang vir die hel, dalk is daar nie 'n hel nie. En so is daar baie verskillende goed wat so begin het. So die valse evangelies is volop. So mense in 'n Christelike boekwinkel instap, en ek dink ek het dit al gesê, as die gesig vir jou glimlag op die boek, dan kan mens amper daai boek los en weet, hier gaan iets aan. So die valse evangelies is volop in sosiale media, en dit klink alles so reg, dit klink alles so mooi, dit klink alles so waar. Maar as 'n mens die waarheid ken, dan besef 'n mens dadelik, maar dit kan nie wees nie. Daar word baie van hierdie goed aan ons verkondig, ons hoor dit, mense praat met ons oor hierdie goed, ons hoor dit op die radio, ons sien dit op die televisie, ons ontvang boodskappe van mense, soveel keer hierdie valse boodskappe. En dan maak dit 'n mens bekommerd. Baie keer, want met al hierdie ander evangelies letterlik reg rondom ons, wat kan ons doen om nie daarby ingetrek te word nie? Wat kan ons doen om aan te hou staan op die waarheid? Om nie weg te beweeg na ander evangelies toe?
En Paulus gee eintlik hier vir ons die antwoord. En daarom die voorbeeld van daai mense in die FSA. Hy sê vir ons, ken die waarheid. Ken die waarheid. Soos daai mense fokus op die regte note en dit leer ken, sê Paulus vir hierdie gemeente in Galasië, dis hoe die regte evangelie lyk, ken die evangelie. So dis ons doel vanaand. Ons gaan kyk hoe verduidelik Paulus dit, watter kenmerke gee hy aan die waarheid en hoe kan 'n mens dit uitken? Dat wanneer hierdie valse evangelies na ons kant toe kom, of dit nou hierdie groot dinge is of die slinkse goedjies soos die voorspoedsteologie, hulle is baie slim en baie goed daarmee om hierdie goedjies so stadig in te skuif, die voorspoedsteologie. Dan kan ons dadelik sien, maar dis nie 'n waarheid wat nader kom nie, dis 'n slang in die gras wat hier besig is om nader kom, want ons dit kan uitken. So Paulus sê, ken die waarheid. En ek dink die ding waarop ons die meeste staan, en seker dit wat die meeste aangeval word, is die waarheid ooreenkomstig met die Bybel. Galasiërs 1 vers 8, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dan kan ek bynoem Psalm 119, ek kan nou nie so vinnig die vers onthou nie. Dink 105, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die waarheid van die woord skyn die lig op al die leuns en dit maak alles wat duister is, maak dit in die openbaar. So Paulus kom skryf, wanneer 'n evangelie verkondig word, in stryd met dit wat hulle verkondig het, en hy gaan so ver, hy sê, of ons of 'n engel uit die hemel uit iets anders verkondig, so 'n persoon moet 'n vervloeking wees. Dis 'n ander evangelie. So waarop fokus hy? Hy sê, dit wat ons julle verkondig het, die ware evangelie wat hulle gedeel het, wat ons in die woord van God kan sien, beginnende met Handelinge en die eerste preek en hoe hulle die evangelie gedeel het, van die Here Jesus Christus. En dit natuurlik kan 'n mens in lyn met die hele woord bring, van die Ou Testament af, van Genesis 3 vers 15 af, so reg deur die evangelie van die Here Jesus Christus, in lyn met die woord. Mens ken die waarheid. Ons ken die evangelie deur die woord van God, dat die manier dat hy gebore is, uit 'n maagd, dat hy waarlik gesterf het, dat hy waarlik gekruisig is, dat hy waarlik dood was, maar opgestaan het uit die dood het en opgevaar het na die hemel en dat hy sy gees gegee het en die nuwe lewe wat hy gee. En al hierdie goed is vir ons opgeskryf in die woord van God. So ons het 'n handleiding. Ons het, ek wil amper sê 'n oopboektoets, wanneer 'n vraag na ons toe kom of 'n enigiets, kan ons altyd net na die woord toe gaan. Ons hoef dit nie eens uit ons kop uit te ken nie. Ons kan net teruggaan en gaan kyk of dit so was. Ek dink ons het laas jaar iewers gepreek oor die gemeente in Thessalonika wat edelmoediger was, want hulle het gaan ondersoek in die skrifte of hierdie dinge so was. Die gemeente in Berea wat edelmoediger was as die in Thessalonika, ons het daaroor gepraat. Maar hulle het gaan kyk, is die dinge so in die woord van God? So daarom word dit vandag baie aangeval. En ons hoor, as ons hier by mekaar is en in die gemeente is, dan hoor mense nie baie daarvan nie, maar dan beweeg mens uit, dan kry mens vrae soos, is die Bybel nog relevant? Werk die Bybel nog? Ek hoor nou die dag iemand wat praat oor voorhuwelikse, hoe 'n mens dinge bedryf, en nou sê hulle, ja, maar die Bybel is oudtyds, moet ons nog vir daai tipe goed luister? So, mense begin die Bybel so al wegskuif, want dit strook nou nie meer met hoe dinge vandag werk nie. Nou kom Paulus en hy sê vir ons, enigiets in stryd met die woord is 'n dwaling. Ons moet toets aan die woord, dis ons handboek. Dis enigiets daarmee verskil, dan is dit 'n ander evangelie. Ons het die waarheid, ken die waarheid van die woord. So dink bietjie aan hierdie dwaalleringe. Dink bietjie aan mense wat hulle besig hou met verkeerde dinge. Wat is die eerste ding wat hulle gewoonlik met mense doen? Hulle vat hulle weg van die woord af. Van die Rooms-Katolieke in die middeleeue mag nie die woord gelees het nie. Van die Jehova getuies, groot gedeeltes van die Bybel wat hulle nie mag lees nie. Van die Israel-visie en die, wat sy naam, boerseun van Migdol, Paulus se briewe tel nie. So dadelik, waar begin hulle? Hulle probeer die woord ondermyn, hulle probeer wegvat by die woord. En dit is ons waarheid, dit is wat Paulus sê ons moet aan vashou. En as enige iemand iets verkondig in stryd met wat die woord sê, laat hom 'n vervloeking wees.
So terug na die woord toe. Hoe gaan ons weet wat die ware Jakob is? Hoe gaan ons weet wat die waarheid is? Ken die waarheid. En as enigiets daarmee in stryd is, dan stoot ons dit weg. Dis 'n ander evangelie. Ons is baie bevoorreg en ons het een van die dae het ons weer Bybelsondag, ek dink is die 7de Februarie of daar rond 1 Februarie. 1 Februarie het ons weer Bybelsondag. Dan besef ons net watter groot voorreg het ons dat die Here vir ons die Bybel gegee het. Ons dink weer aan daai vers, "U woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad." 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is ingegee, deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Die skrif is nuttig. Die woord is die volmaakte riglyn. Ken die waarheid, ken die woord. Nou dink ek in die vers, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hulle ken nie die woord nie, hulle gaan nie na die woord toe. So Paulus wys duidelik vir ons, in lyn met die woord. Dan ons volgende gedagte, oor ken die waarheid is nie om mense te behaag nie. Paulus skryf in vers 10 en 11, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Probeer ek mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Nou dis mooi woorde en dit klink vir ons mooi en ons dink nie baie keer in terme van wat sê Paulus eintlik hier? Want hy sê vir 'n klomp leraars, 'n klomp predikers, 'n klomp evangeliste wat mense probeer behaag, sê hy, hulle is nie diensknegte van Christus nie. So dis eintlik vir iemand wat aan die verkeerde kant van die heining staan, is dit harde woorde. Hy sê hulle is nie 'n diensknegt van Christus nie. Want Paulus maak dit duidelik, die ware evangelie is nie om mense te behaag nie. Dis nie om mense se gewetes te sis nie. Dis nie om mense gelukkig te maak nie. Hy vertel nie wat mense wil hoor nie. Mense wil hoor God is liefde en hy aanvaar alles. Hulle vergeet van die regverdigheid. Hy verkondig slegs die ware evangelie. En hoe het dit altyd vir Paulus afgeloop? Dit het nie altyd goed afgeloop nie. As ons dink aan Paulus wat amper gestenig is, wat in die tronk gegooi is, alles wat hy deur is, net oor die ware evangelie. Net omdat hy gesê het, dit is wat God van my verwag. Soek ek die guns van mense of van God? Hy het gedoen wat die Here verwag. En dan gaan hy so ver en sê, as hy mense wou behaag, sou hy nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Die ware boodskap, die waarheid, word nie aangepas vir mense. Dan word dit 'n ander boodskap, dan word dit 'n valse evangelie. En ons weet dit, ons sien dit vandag, ons hoef nie ver te gaan om te hoor hoe mense die waarheid aanpas, om mense deel te maak nie. Dis okay, kom maar met dit, en kom maar met die sonde, en dis okay, en ons vergewe jou, en ons sien dit oor, en kom maar net, kom net. Terwyl die Here baie duidelik sê, dis nie om mense te behaag nie. So Paulus gee 'n riglyn, hy sê, as iemand iets verkondig, vra die vraag, is dit om God te behaag, of is dit om mense te behaag? Die ware evangelie behaag God. En ek kan weer sê, hoeveel van dit is daar nie in ons dag nie? Hoeveel prediking en boodskappe en goed gaan uit om mense gelukkig te hou? Hoeveel motiveringspredikers staan op kansels en sê dit is die woord van God, terwyl dit net 'n motiveringspraatjie is. Nou die bekende Charles Spurgeon het gesê, en hy het nog al 'n paar wyse goed gesê, maar iets wat hy ook gesê het is, a time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. En dis nou, hoe lang terug het Charles Spurgeon gelewe en hierdie woorde gesê. Die ander evangelies is volop om mense te behaag. Hoe kan die Here my lewe beter maak? Hoe kan die Here my ryker maak? Hoe kan die Here my verhoog? En ons hoor hierdie goed. Wat kan God vir my doen? Dis alles deel van 'n ander evangelie. Want ware kinders van die Here verootmoedig, en daarby gaan ons nog kom. Het gaan oor wat die Here vir my kan doen nie, het gaan oor wat kan ek vir die Here doen? Wat verwag hy van my? Hoe kan ek in sy plan inbeweeg? Hoe kan ek die Here verheerlik? Dit is die ware evangelie. So as ons daai boodskap kry, as ons die boek lees, as ons die preek hoor, dan vra ons, wat is die doel? Is dit om God te behaag, of gaan dit oor mense behaag? Dan ons volgende gedagte,
Die derde is die waarheid. Ken die waarheid word deur die Here Jesus verkondig, of ons kan sê dis van hom afkomstig. Hy is die oorsprong daarvan. Galasiërs 1 vers 12, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. En nou kom gee Paulus eintlik so 'n bietjie van sy agtergrond. Ek onthou ons het al gepraat oor die apostelskap, maar hy kom sê dat die ware boodskap, die waarheid is van Christus afkomstig, soos die Here Jesus dit aan hom gegee het. Soos die Here Jesus hom weggeneem het, hy sê hy was nie dadelik Jerusalem toe nie, eers na Sirië en Arabië en die plekke toe, wat die Here Jesus hom geleer het, wat die Here Jesus vir hom die woord gegee het, dis van Jesus afkomstig. En toe hy dit het, toe kan hy dit aan mense verkondig. So hy sê, deel van die riglyn van die waarheid is, dit kom van die Here Jesus af. Hy het dit verkondig, hy het dit geleef, hy het dit gegee, dit kom van hom af. Maar hoe kan ons hierdie riglyn gebruik? So ons dink, daar is nie meer werklik apostels nie, want die apostel het ons ou 'n stel reëls gehad, soos hulle moes die Here Jesus self sien, hulle moes self deur Jesus geroep word, hulle moes die boodskap van hom ontvang, so hulle die woord letterlik by hom gekry, maar hoe gaan ons nou weet wat die waarheid is? En ons kan dadelik gaan kyk in die woord, en dit is nou eintlik in dieselfde lyn as die eerste gedagte wat ons hanteer het, maar het die Here Jesus dit verkondig, want gaan kyk die Ou Testament, hoe die Jode dit verdraai het, en hier kom die Here Jesus in die Nuwe Testament, en hy kom sê basies vir hulle, maar julle het dit verkeerd, dit is hoe dit moet lyk, die bergpredikasie, en die saligsprekinge, dit is hoe dit moet lyk. Maar dan ook saam met dit, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid is vir julle voordelig as ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal hy na julle kom. Vers 14 sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. So die Gees, die Heilige Gees verkondig die woord van die Here Jesus Christus. So ek sê, dit kom eintlik so naby aan die eerste een, want die Gees verkondig wat aan Christus behoort. En wat aan Christus behoort, kom altyd terug na die woord van God toe. So ons ken die mense wat kom en sê, die Here het vir my gesê, en die Gees het vir my gesê, en hy het aan my openbaar, dit en dit en dit, en dan het ons altyd gaan kyk, maar is dit in die woord, want die Heilige Gees en die woord gaan altyd saamwerk. Die Gees gebruik die woord, hy openbaar vanuit die woord, hy lei in die woord, nooit weg van die woord af nie, want dit hoor ons ook. As 'n mens van die liberale en charismatiese mense hoor, dan sê hulle, nee, hierdie is die ou woord, Christus het nou aan my openbaar. Het u dit al gehoor? Ek het dit nogal onlangs van iemand gehoor, wat gesê het, nee, die woord is verouder, die Gees kom wys nou, en dan trek hulle heeltemal in 'n ander rigting. Terwyl die Gees verkondig, wat aan die Here Jesus behoort. Die Gees verkondig dit wat die Here Jesus in Matteus, Markus, Lukas, Johannes verkondig het, kom bevestig die Gees en verkondig die Gees. Hy openbaar dit deur die woord van God. So ons kan altyd vra, as hierdie goed na ons toe kom, en vra ons, is dit van die Here Jesus afkomstig? Is dit deur die Gees in lyn met die woord aan my openbaar? En daarom moet ons ook, ek dink dit wys vir ons die belangrikheid om geesvervuld te wees, die belangrikheid om stil te sit en terug te sit en vir die Gees oor te gee en te sê, lei my Here, wys my die waarheid, al is dit teen wat ek gehoor het en gesien het, en wys vir my, wat is die waarheid vanuit die woord? En die Gees is getrou. Die vierde dan, wat ons raak sien, is die feit dat die waarheid lewens totaal en al verander. En Paulus kom gebruik sy eie lewe as voorbeeld. Hy sê in vers 13, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. Nou Paulus, dink ek, is een van die kragtigste voorbeelde van hoe iemand se lewe omgedraai is in die Bybel. As ons dink aan hierdie Jood, en hy kom gee ons, hy sê, ek dink is in Filippense 3 vers 8, Galasiërs 3 vers 8, maar wat hy sê, hy was uit die Jood en uit hierdie stam en 'n Fariseer, en dan kom gee hy al hierdie goed, en hoe hy die kerk vervolg het, maar die Here Jesus het sy lewe heeltemal kom verander. Nou sit ons in Paulus se skoene. Hy dink hy doen die regte ding, hy het in die kerk groot geword, uit die Ou
geskrifte geleer, die Torah en die Mishnah en die Talmud en al hierdie goed, en hy het groot geword in dit, en hy dink hy doen die regte ding, en hy is hierdie wonderlike man, en hy veg vir die geloof, en hy veg vir al hierdie goed wat hy geleer het, en hier kom die Here Jesus en sê vir Paulus, maar jy is heeltemal verkeerd. Jy het heeltemal die punt gemis. Nou dink hoe moeilik is dit, om van dit wat jy geleer het en groot te word het, bevestig het, vir ander mense geleer het, hoe moeilik moet dit wees, om dit alles net so om te draai. Ek wil amper sê menslik onmoontlik. Maar kyk hoe die Here Paulus se lewe kom verander, die oomblik toe hy in kontak kom met die waarheid, en die Here aan hom verkondig, toe draai daai man se hele lewe om. Die waarheid het Paulus se lewe onherroepelik verander. En daarmee kom gee hy vir ons nog 'n riglyn om teen te toets. Die boodskap wat verkondig word, dit verander lewens. En ons ken weer eens die mense. Ek dink ons almal het al met mense te doen gekry wat na een of ander kamp toe gaan, of na 'n ding toe gaan, of na hierdie groot megakerke toe gaan, en hulle hoor hierdie goed en is wonderlik, en hulle hoor dit en verkondig dit, en 3 dae daarna is hulle maar terug waar hulle was. Dan al daai goed is nou weer agter hulle. Die lewe het nooit verander nie. En dan vra ons, is dit die ware evangelie? Is dit die waarheid? Want die waarheid verander lewens. Nou weet ek, dis nog altyd 'n kwessie in die sielkunde, kan 'n mens werklik verander, en as jy probleme het, en 'n mens hoor hierdie woorde van, nou moet ek dink, wat sê die nuwe gonswoord wat mense, kan ek nie die woord onthou nie, maar al hierdie sielkundige goed wat mense het, en dan vra mense, maar kan hulle verander? Kan hulle persoonlikhede verander? Kan hulle denke? Kan hulle lewens? Maar dit kan deur die evangelie. Al hierdie goed kan verander deur die evangelie. Hoeveel keer het ons nie al gehoor van moslems, en nou wil ek weer Paulus as voorbeeld gebruik, wat 'n moslem ook groot word in daai goed, dis wat reg is, dit word hulle geleer indoktrineer, en dan kom hulle as 'n volwassene, en hier hoor hulle vir die eerste keer die waarheid. Hulle neem die Here Jesus aan, en hulle hele lewens verander, drasties. Satanisme wat tot bekering kom. Maar dan het ek ook al vir u gesê, gewone kerkgaande mense wat tot bekering kom, en wat gebeur met hulle lewens? Dit verander. Ek dink aan my eie lewe, ek het in 'n Christelike huis groot geword, eers hervormde kerk, toe EG kerk, en soetseun gewees, maar toe die Here my lewe verander, selfs van daar af, kon ek sien hoe die Here my lewe verander. Die waarheid verander lewens. So ons kan altyd vra, as hierdie goed so verkondig word, en ons hoor dit op die radio, en hier en daar, dan vra ons, maar verander dit werklik lewens? Of is dit daai, soos die saaier, die saad wat skielik opskiet, maar as die son kom verdroog dit, dan verdwyn dit. Die waarheid verander lewens. Die laaste, nou wil ek sê dis die belangrikste, maar daar's soveel belangrike punte wat Paulus noem, dat ek dit eintlik nie kan sê nie, maar een van die grootes, ons 5de en laaste kenmerk, is die waarheid verkondig Jesus. Galasiërs 1 vers 16. Om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So, Paulus het nou eers vroeër kom sê, die boodskap wat hy het, is vanuit Christus, dis waar die boodskap vandaan kom, maar nou sê hy ook vir ons, die boodskap is Christus, dis wat verkondig word. Paulus het rondgereis van dorp tot dorp, en wie het hy verkondig? Die Here Jesus Christus. Partykeer is die boodskap goed ontvang, en mense is gered, en daar het wonderlike dinge gebeur, maar partykeer is hy mishandel, en hy is vervolg, maar hy het nooit sy boodskap verander nie, hy het die boodskap van die Here Jesus Christus gebring. Die ware evangelie is altyd om Christus te verkondig, om Christus te verheerlik. So daarom, nou hoor ons hierdie goed, en ons vra, verkondig dit Christus, soos wat die woord hom verkondig, verheerlik dit Christus, soos wat die woord hom verheerlik, of is dit 'n ander evangelie? Nou kan ons eintlik, ek dink nou so vinnig aan die ultra uitverkiesing, verkondig dit Christus, nie in volheid nie, want dit sê, hy kan nie almal red nie. Verheerlik dit die Here Jesus? Nee, want dit sê, daar's mense wat hy nie wil red nie. So 'n mens kan alles in lyn bring met hierdie goed, verkondig dit Christus, die boodskap moet altyd terugkom na hom toe. Die evangelie verkondig Christus, hy moet die middelpunt wees, nie die mens of iets of iemand anders nie, as ons weer dink aan boodskappe wat die mens verhoog, dit gaan nie oor die mens verhoog nie,
dit gaan oor Christus verhoog. Paulus skryf selfs in 1 Korintiërs 2 vers 2, hy sê, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nou baie keer verkondig mense goeie deugde. Hulle verkondig goeie beginsels. Dit gaan oor jy moet 'n beter mens wees, jy moet goed wees, jy moet jou medemens lief hê, maar al hierdie goed is leeg sonder Christus. Christus moet die middelpunt wees. Efesiërs 1 vers 13, geseënd 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. So wat verkondig word deur Christus verkondig. As dit goeie deugde of goeie werk of hierdie goed is dit in Christus. Hy is die middelpunt. Alles kom terug na Christus toe. So dis nou iets wat ons al gehoor het, en dis iets wat in my gedagtes al vasgesteek het. Iemand het een keer gesê, Jesus is die antwoord, wat is die vraag? Ek dink ek mag al daaroor gepraat het, maar dis vir my so mooi sê ding. Jesus is die antwoord, wat is jou vraag? Alles moet terugkom na hom toe, die een waarop ons hoop, die een waarop ons fokus is. Ons geen probleem te groot vir hom nie. Hy is die een wat gesterf het vir redding, vir die reiniging van sonde, vir heiligmaking. Alles kom terug na Christus toe. So as ons wil weet, is dit wat iemand verkondig, die ware evangelie, moet ons vra, gaan dit oor die Here Jesus Christus? Verkondig dit hom, verheerlik dit hom, sentreer dit rondom die Here Jesus Christus. Van die boodskap van heiligmaking, waaroor gaan heiligmaking? Ons is lief daaroor om te praat oor die vrug van die Gees, ons is lief daaroor om te praat oor heiligmaking, ons moet beter, heiliger lewens leef, maar hoekom? Om meer en meer soos die Here Jesus te wees. Om meer en meer 'n beeld van hom uit te straal, sodat meer mense by Christus kan uitkom. Selfs heiligmaking, waar ek persoonlik groei, gaan oor Jesus Christus. Hy is die fokus. Die kruisiging en die opstanding moet verkondig word, alles moet oor Christus gaan, alles moet 'n rigtingwyser na hom toe wees. As dit nie so is nie, dan is dit op die einde van die dag 'n ander evangelie. So Paulus kom en hy gee 5 kenmerke van die waarheid, en nou het ek daai voorbeeld gebruik van die mense in die FSA, wat die waarheid sien, die regte note, hoe lyk dit, hoe voel dit, wat se sekuriteitsmaatreëls is daar op, en die goedjies, en so kom Paulus, en hy sê, julle moet die waarheid ken, dit is hoe die waarheid lyk. Die waarheid is ooreenkomstig met die woord, die waarheid is nie om mense te behaag nie, dis om God te behaag, die waarheid is afkomstig van die Here Jesus, nie van mense nie. Die waarheid kan uitgeken word deur die feit dat dit lewens verander, en laastens sê hy, die waarheid gaan oor die Seun van God. Dis hy wat verkondig en wat verheerlik word. Ons kry met baie dinge in aanraking. As ons met mense praat, boodskappe wat ons kry, sosiale media, radio, Facebook, die ander evangelies is oral. Ons hoef dit nie te kan uitken. Ek weet baie mense probeer al die valse evangelies bestudeer en sê maar hierdie is so en daai is so en daai is so. Dit is nie nodig vir ons om dit te kan teestaan nie. Al wat nodig is ons moet die waarheid ken. En Paulus sê vir ons, dis hoe die waarheid lyk. Ken die waarheid. Grafeer dit op jou hart. Dan sal die ander evangelies nie 'n effek op jou hê nie. Ken die waarheid. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan sê ons vir die Here dankie en ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die waarheid, ons sê vir U dankie vir die woord, ons sê vir U dankie vir U spreekbuise soos Paulus wat dit verkondig het. Here, waar U hierdie woord ingegee het, uitgeasem het, en dit vir ons so nuttig is om hierdie goed te leer. Here, U het vir ons die waarheid kom gee, vir ons kom wys hoe lyk die waarheid, en ons het dit ervaar, Here. Ek glo elkeen van ons wat vanaand hier saam is, het die veranderende krag van U waarheid ervaar. Maar nou wil ons bly by U waarheid, ons wil staan op U waarheid, en ons wil op U vertrou, en bid ons, Here, wanneer hierdie ander evangelies na ons toe kom, dat ons sal kan sterk staan op U woord, dat ons die waarheid sal ken. Help ons deur die woord, help ons deur die Gees, en hou ons staande teen die aanvalle wat na ons kant toe kom. Ons bid ook so, Here, vir die res van hierdie week wat voorlê. Ek wil vir elkeen kom bid wat vanaand hier is, terwyl die week miskien nog vir ons onbekend is, ons beplan dinge, en ons het min of meer 'n gedagte wat wil ons doen, maar tog is die week heeltemal onbekend. Maar die een ding wat ons weet, Here, is U gaan ons vooruit.
Ons oë is op U gerig en ons bid dat U met ons sal wees. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus. Amen. Here, die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees wees en bly met ons elkeen. Amen.